ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 120. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, baie spesifiek, die 2 legkaart studiegids Bybels, wat baie belangrik is. In elke huis, dis in 'n eenvoudige Afrikaans geskrywe. My mandaat van Jaffa was om dit vir my kleinkinders te skryf, en my agterkleinkinders, dat hulle in 'n eenvoudige Afrikaans die Afrikaanse Nuwe Testament Bybel kan lees en verstaan wat dit is. Nou ja, dit is so, ek het 5 verskillende Engelse Bybels gebruik om die vertalingswerk te doen, almal Byzantynse Bybel en Textus Receptus Bybels. So op die einde van die dag, volwasse mense kan nie sukkel met dit nie. Dit is so maklik geskrywe. Partykeer hy's in kleur, hy's in swart en rooi, 1 lyntjie swart en 'n hele bladsy rooi, waar ek vir u alles verduidelik. Maar ja, sou u belangstel, boek 1 is daar, boek 2 is daar, so reeds A4 boeke, 500 bladsye dik, so 1,5 onder 2 kg per boek. Jy kan nie glo al die inligting wat daar is. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As hierdie die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, ekskuus tog, gaan kyk of luister, dan wil ek u nooi, gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis baie belangrik dat u ook sal subscribe of inteken, sodat u as 'n nuwe kyker dan al die verskillende kennisgewings van die studies sal volg, ontvang om dit te kan volg, as ook ons TikTok boodskappe. Moenie vergeet nie, op ons YouTube is ook al ons Engelse boodskappe op die Afrikaanse indeks of inhoudsopgawe, né? Bybel is baie belangrik, pen en papier, en deel ook die kennis of die link met die vriende en die familie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vanmôre vir die bonatuurlike voorreg wat ons kan hê om in die woord saam te vergader. Hier waar ons aan die einde van die week gekom het, so ons dankie vir die week se boodskappe, Vader Jaffa. Maar ek wil bid dat u ons vanmôre sal seën en salf, en dat die woord lewend in ons midde sal wees. Spreek u iewers tot iemand se hart, verander iemand se lewe. U woord sê, daar is blydskap in die hemel as een siel hom tot Jaffa Shua bekeer. Lei ons nou in die geregtigheid en die vrede en die heerlikheid. Benat die woord deur die Ruach, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa Shua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se gedeelte van die boek Spreuke vir u seën gaan wees. Nou, ek gaan nou net weer aan Spreuke 10 vers 32 raak. Ons het hom eintlik klaar gemaak gisteroggend, maar is vir my net so 1 of 2 dingetjies moet ek met deel, asseblief, verdra my. Hy sê so in Spreuke 10:32, die lippe van die regverdige weet wat welgevalle is. Die lippe, wat is die lippe? Die lippe huisves of huisves die tong. Wat is die tong? Die tong is 'n radar. Wel, vir 'n vliegtuig is hy agter op die stert, en dit gee hom balans en die tipe dinge, vorentoe en agtertoe. En vir 'n boot beweeg hy links en regs as hy die radar beweeg. Nou die Bybel sê dat vir ons, wie bereid is, hy sê daar's lewe en dood in die mond. Met ander woorde, binnekant in my lippe is my tong, en hy spreek lewe en dood. En tog sê die woord, hy sê, 'n boom kan nie goeie en slegte vrugte gelyktydig dra nie.
So ons kan nie mekaar beledig en bespreek en mekaar afkraak en dan onmiddellik met daai selfde tong wil ons Jaffa prys nie. Nee. Ons lippe en ons tong moet afgesonderd wees. Die lippe van die regverdige weet wat welgevalle is. Met ander woorde, wat kom uit my mond uit? Die seën, die heerlikheid, die krag, die genade. Ons kan die armste ouens wees vanmôre, maar uit my mond uit kan ek die heel beste seëninge bring. Ek kan meer bring as wat enige ryk ou ooit kan bring. Wanneer ek uit my mond uit kan die heerlikheid van Jaffa spreek. En jy kan nie siele aan geld kom vasmaak nie, alhoewel finansies belangrik is in 'n bediening, want niks kan sonder finansies werk nie. Maar uit my mond uit, die lewe wat uit my mond uitkom, uit my lip uitkom, kan nie met geld vergelyk word nie. Hoekom? Want dit is welgevalle. Dit is 'n welaangename offer in die teenwoordigheid van Jaffa. En daar dink is Openbaring 16 waar hy sê dat die welaangename gebede van die regverdiges van die bruid word opgevang. En dan word dit met vuur gemeng. En dan word dit oor die aarde uitgegooi, oor die ongoddelikes. Kan jy dit dink? Maar hy sê dat ons aanbidding is 'n welaangename reukoffer voor Jaffa. Dit is 'n reukoffer. Ons het nie deel aan die Hebreëse feeste en reukoffers en slaanoffers en waaioffers en betaaloffers en betaaloffers en betaaloffers. Nee. Ons is losgemaak van die wette. Naamlik die 613 wette van Moses. Ons staan onder die 2 genadewette van Jahweh. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en alles wat in jou binnes is, en met jou naaste lief hê soos jouself. Dis die grootste wet, ons moet ons naaste lief hê. Dis die 2 koninklike wette. Dis welgevalle wette. Jahwe het gekom het ons vrygemaak van al die ander goed, van die feeste en die bokkieslag en die duiwe en die hoëpriester wat vir homself moet slag en alles. Daarom, ek sê amper nou in Afrikaans, ek smile vir hierdie ouens by die 3de tempel en die 3de tempel. Hulle hoop nou, Donald Trump gaan hulle help, dat hulle kan die grond kry om die 3de tempel te kan bou. Weet jy wat, dit het niks met jou godsaligheid te doen, die 3de tempel nie. Niks. Daar is die een skrif in die Bybel wat sê, daar moet 'n 3de tempel wees. Hier is eintlik die 4de tempel wat hulle nou wil bou. Hulle weet dit nie eers, die 3de tempel was lankal gebou. So, gaan luister na my reeks, die leuen van die 3de tempel teologie, die leuen van die 3de tempel, the lie of the 3rd temple, gaan luister daarna, Engels of Afrikaans. So wat sê ek vir u? Ons lewe in die tyd waar mense gewoond geword het om vir mense te lieg. En mense te belieg. Nou wil ek praat in die godsdienstige sfeer van die internet vandag, is hierdie spookpredikers. Hulle kan nie anders as om te lieg nie. Hulle weet die waarheid. Hulle weet die goed wat ek preek. Hulle weet wat ek teach. Hulle kon my nog nie een het die guts gehad om my te kontak en te sê, kom ons kom by mekaar voor die kameras en dan gaan ek prof verkeerd bewys nie. Ek het wel gesê, kry 'n klomp van julle by mekaar, julle hoef nie eens een te kom nie. Dan kan julle 'n gang wees. Dan sê ek soos koning Dawid vir die Goliat gesê, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n laas en 'n skild. Ek kom na jou in die naam van Jahwe. Vandag jou Filistyn gaan ek vir jou slag in die gees. Hoekom? Want ons wandel in die waarheid. As ons dan nie in die geopenbaarde waarheid wandel nie, waarom het die ouens nog nie een nie? En julle kan sommer Dr. Isaac Burger kry om die voorsitter te wees. Maar sommer hulle almal NAR-agent is, die hele lot van hulle van die kant af. Terwyl die woord sê, dat ons is die welgevalliges. Die leuns wat gespreek word deur hierdie ouens,
en op die internet en hulle mekaar so ondersteun en onderskraag en maar ek dank U. Die woord sê dat daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jaffa bekeer. En ek kan niemand red nie. Ek sal die hele wêreld wil gered hê. Maar Jaffa alleen kan die reddingswerk doen. Nou kom hy en hy sê vir my hierso in Spreuke 11. Spreuke 11 vers 1. 'n valse weegskaal is vir Jaffa ons Elohim 'n gruwel. 'n valse weegskaal. Wat se ding is 'n weegskaal? Ja, ek kan onthou toe ons laities was. Gaan ons na die groentewinkel toe in die Portugees, hy het so 'n skaal gehad met sulke eisters op. Dan daai tyd was ponde. Ons het groot geword in die ponde, shillings en pennies voor ons by die kilogramme gekom het. Dan wil ons 'n pond se aardappel sê. Dan sit jy daai pond of 'n half pond, dan sit jy hom daar neer. Dan gooi jy daai ding tot hy begin val. Dis 'n skaal. 'n Skaal is iets anders, hy's op 'n punt met 'n twee bakke. Sit jy gewig die kant, sit jy die gewig tot hy balanseer. Goed in sit trek jy hom so. Jy gebruik nie gewigte nie. Sit gewiggies die kant in en die kant sit jy wat jy ook al koop. Die woord sê 'n valse skaal. Vandag is ons by elektroniese skaals. En weet jy wat, die ouens by die winkels so goed, hulle is baie keer baie clever. Hulle laat hy goed uitstel. Jy dink jy koop 'n kilogram aardappels, maar daai skaal is, sorry vir die Afrikaans, hy's gefine-tune. Is eintlik 'n 3/4 kilogram. As ek op 'n ander skaal dadelik sit, dan sien jy my is fout. Oh, sorry, my skaal is nie gekalibreer nie. Mooi Afrikaans staan nie, gekalibreer nie. Ja, hy's nie ingestel nie. Die Bybel sê 'n valse weegskaal is vir Jaffa ons Elohim 'n gruwel. Hoekom? Want hy besteel mense. 'n Valse skaal gee nie die regte inligting nie. Hy gee nie die regte inligting nie. En soos ek gesê het, wanneer ek na al hierdie NHR predikers kyk, hulle is soos 'n valse skaal. Hy's gefine-tune met hulle spesialiste, die Katolieke Kerk, wat hulle finansieer. Preek net die evangelie, sal nooit met jou sleg gaan. Kan nie glo dat mense vandag, predikers, hulle siele verkoop vir geld nie. My woord sê wat jy aan die geringste van my kinders gedoen het, doen jy aan myself. As jy die oorsaak is dat die een van my kinders gestruikel en geval het, beter om 'n meelsteen om die nek te sit en die see te spring. 'n Valse weegskaal is vir Jaffa ons Elohim 'n gruwel. Hoekom? Want dit is leuns. Daai valse skaal bring leuns. As ek op 'n skaal klim, ek ken my gewig, is altyd hierso by tussen 95 en 100 kg. Of ek mees by tyd nader aan die 100 kg. Maar as ek opklim wil ek weet waar daar staan. Nou toe ons gaan vir my oë se operasie, toe vir die eerste oog gaan toe ek 100.8 100.08 met my klere aan. Die week later toe ek vir die linker oog gaan, dieselfde tannie, dieselfde skaal, klim ek op hom, toe sê 99.07. Toe sê ek 1.1 kilogram af. Toe sê ek, is die skaal reg? Want ek kan nie onthou dat ek iets spesiaal gedoen het nie. Sy sê nee, die skaal is presies reg. En so sien sy op my leer, daar's 'n 1.1 kilogram verskil. Sy sê, that's nice. Ek sê, kan ek die skaal koop? Nou ja, die skaal is veronderstel om vir ons die waarheid te gee. En wat meet ons vanmôre? Wat is ons skaal? Die geopenbaarde woord. Wat leer en lei ons in die woord? Die Ruach HaKodesh. Hy wil nie ons moet na die sonde toe oorval nie. Hy wil nie. Ons moet in die heerlikheid van Jaffa oorval. 'n Valse weegskaal is vir Jaffa 'n gruwel. Maar in 'n volle gewig
het hy, dis Jahwe ons Elohim, behaag. Jahwe het behaag in 'n man en 'n vrou, wat kan sê, welgeluksalig is die man, ek dink nou net, welgeluksalig is die man en die vrou wat wandel in die raad van Jahwe en Jahwe, en nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in Jahwe ons Elohim, en hy en sy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte gee op hulle tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit. En dis waar ek en u moet wees. Dit wat die wêreld van ons af moet sien en ervaar, moet konstant wees. Dis nie een dag op, ander dag af, een dag op, ander dag af. Ons moet op die plek kom waar ons sê, bring Vader Jahwe, bring in my lewe, praat van my geestelike lewe, vir my geestelike stabiliteit, waar ek geoefen kan raak in my gebedslewe, geoefen kan raak in my Bybelstudie. Dis uiters belangrik. Vanaand van die nuwe Jahwiste, ja, die oude Jahwiste net soveel. Wat maak my 'n suksesvolle Jahwis? Woordstudies, woordstudies. Daar's oor die 3000 YouTube boodskappe van my. En nog nie in een van hulle kon ek verkeerd bewys word nie. Hoekom nie? Dis nie omdat ek 'n fancy ou is nie. Is omdat ek in die ruach lewe. Omdat ek my huiswerk doen, my navorsing doen, my voorbereiding doen. In gebid kom wanneer die woord bedien word. Dat Jahwe sy doel kan bereik. 'n Valse weegskaal is vir Jahwe ons Elohim 'n gruwel, maar 'n volle gewig het hy behaag. Wil ons 'n behaag in Jahwe, ek wil amper sê, wil ons 'n glimlag op sy gesig sit, dan moet ons nou gesed wandel. Wil ons die guns en die voorspoed en die seën en die heerlikheid van Jahwe ervaar vandag? Wil u 'n geseënde van Jahwe wees vandag? Wil u 'n seun en 'n dogter van Jahwe ons Elohim genoem word vandag? Dan moet jy 'n volle gewig insit. Hy het nie behaag in 'n 3/4 gewig nie. Hy het behaag in 'n volle gewig. 'n Totale toewyding in opregtheid en eerlikheid. Kom ons kyk in hierdie naweek wat voorlê en ons laat toe dat Jahwe deur sy woord ons skaaf en ons bietjie verander, dat ons inpas in sy plan. Hier's 'n nuwe hoofstuk, Spreuke 11 vanaf vers 1. Werk u hom deur. Vat hom, het 'n hele naweek, werk hom deur, sit notas, maak jou notas. En soos ons aanstap in die week, as Jahwe liewe ons hondheid spaar volgende week, dan kyk ons hoe naby is ons aan die woord. Ek wil tog sê, lees tussen die lyne, dis uiters belangrik. Nou ja, tot volgende week as Jahwe se wil daarby is. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.